dit? As 'n pa. Luister, moet jy nou kom geraas maak in my garage? Ek het julle laaitjies gewaarsku, ek sluit die plek toe. Nooit pa. Ek het pa net 'n guns kom vra. Nou, dan moet dit seker 'n manier van 'n guns wees as jy eie byklanke saambring. Ek verstaan nie mooi wat pa bedoel nie. Maar hy pa die smart stel dromme gesien. Ja, ou boet. Dis myne. Ek het hulle vir 'n verskriklike baker by die pawnshop gekoop. Vir net R200. Ek wou nog altyd so stel dromme gehad het. Maar jy kan nie dromme speel nie. Ek weet, maar ek gaan. Ek moet oefen. Net nie hierson nie. Ek gaan laat wees vir my golf. Pa, ek het net 'n probleempie. Daar was nie eers een ordentlike tweedehandse skottelgoedwasser by die pawnshop nie. Ek verstaan. En toe koop jy maar die drom. Ek wens Jolanda wil so maklik soos pa verstaan. En nou wil jy hulle seker ook net vir 'n rukkie hier in my garage los. Ja pa, ek moet dan net eers sag maak. As ek die dromme nou huis toe vat, gaan sy net aan my neer verloor. Ons het omtrent nog net 3 koppies oor in die kombuis. Nou wil jy nou hê ek moet saam met jou vir jou vrou lieg. Nee, pa moet net stil bly. Ek sal die liegwerk doen. Luister ou, jy's nou al mooi groot. As jy aangejaag het, dan moet jy self die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Ek gaan nou golf speel. En as ek vanmiddag terugkom, dan moet die goed weg wees. Maar wat gaan ek vir Jolanda sê? Boeksie, daai skottelgoedwassers was almal net 'n klomp rubbish. Maar kyk wat ek vir jou gekoop. Nee, dan vat sy dromme vir haarself. Boeksie, van nou af sal ek jou skottelgoedwasser wees. En kyk wat ek by die laerskool se tombola gewen. Geluk! Jy's die gelukkigste ou wat ek ken. Dankie meneer. Voordat ek nog net so laaitjie was, wou ek so graag so 'n stel dromme gehad het. En die kadettorkes het nie naby die dromme gekom nie. Ek het beel geblaas, maar toe kry ek van al die geblaase breek en toe skop hulle my uit. Maar ek is ook uitgeskop. My trompetspeler agter my het 'n breek gekry. Van al die blaas. Nee, baie naby aan die blaas. Want ons onderwyser het gesê ek moet my simbale agter my rug slaan. Kan jy dit speel? Ja, so 'n bietjie. Dit werk so. Mens hou jou stokkie so vas. Dit is 'n drumroll. En dit is 'n paradiddle. Jy's goed, jong. Ek moet nog net so 'n bietjie oefen. Ja, jy's goed. Kan ek 'n bietjie probeer? Ja, okay. Dis regtig 'n groovy stel drum. Sorry. As meneer regtig wil speel, dan moet meneer die stokkie stywer vashou. Ja, dit is lekker. Ek wens ek kan dit so 'n bietjie leen by jou en gaan oefen. Wat sê meneer? Nee, ek maak net 'n grapie. Nee, as meneer regtig waar wil kan meneer. Vir so 'n week, no problem. Regtig? Ek sal dit goed oppas. Die tweelings sal nie naby dit kom nie, ek beloof. Nee, dis heeltemal okay meneer. Ek moet in elk geval eers 'n bietjie 'n oefenplekkie in my garage gaan maak. As Wimpie maar sy huiswerk wil doen soos jy, sal ek my nie so oor die matriekeksamen hoef te bekommer nie. Wimpie se kop is vol muisneste. Ja, jy's seker reg. Blondie gaan kimma kry. Hoekom? Sy lek en byt Wimpie se ore. Tieners kan so simpel wees. Ja, ek weet dis net 'n game, okay. Maar ek het eers na die tyd agtergekom, ou Butch Miller vat al lesse vir 3 weke by 'n pro. En net voor ons begin het hy gou-gou 100 balletjies op die driving range gaan slaan. Het hy gewen? Hoe anders? Ek was nog yskoud toe ons begin. Het julle vir geld gespeel? Randtepytjie. Hendrik? Okay, R2. Ja, wat? Ekskuus? Hallo ma. Nee, kyk, dis maar net 'n bietjie in gedagte. Nee, hier's nie, hy's moles. Hoe bedoel maar oordentlik? O, okay. Goeiemiddag, Hendrik van Tonder, wat praat? Ek roep hom. Jou ma. Dankie. Hallo ma. Nee, ek hoor maar baie duidelik. Dit klink asof ma hier reg langs ons staan.
Ag natuurlik, ma. Nou dat Hans weg is hy weer baie plek. Wanneer? O, okay. Ek is bly ma het gebel. Ja. Kom maar net wanneer ma reg is. Okay, bye. Wil jou ma kom kyk? Ja, sy sê sy wil so 'n bietjie uit die stad uit wegkom. Maar sy wil nie weer sommer net hier by ons inval nie, want ons het mos laas gesê sy moet net eers bel voor sy kom. Maar wanneer wil sy kom? Al wat sy gesê het is binnekort. Hallo. Ma? Nou groet jy nie jou ma nie. Hallo ma. Ma dan nou net met Maggie oor die telefoon. Ja, ek weet. Jy het mos gesê ek moet eers bel voor ek kom. Dis waar. Hoe bel ek hier langs af van Betty? Ek is doodseker ek het hier eers nog 'n hele pak teesakkies gehad. Is daar langs die ketel in daai blik? Mens hou jou tee naby jou ketel. Dis tog waar jy dit gebruik. Jou kombuis so 'n bietjie reggepak toe jy die kinders gebad het. My kombuis was nie deur mekaar nie, ma. Ook nie baie logies nie. Ek meen, kyk waar staan die ketel en die water is hier agter my. Hendrik, jy moet tog 'n prop vir Maggie hier aansit by die sink. My kombuis is nou nie so groot soos hare nie, maar elke ding is op sy plek. Gaan ma nie een of ander tyd vir ons sê hoekom ma so skielik hier by ons aangekom het? Ag, ek het by julle vir julle kom kuier omdat ek verlang. Ma, is dit pa? Nee. Moes Wimpie nie al terug gewees het, is al na 9. Ma, die fliek kom eers 10:00 uit. Hoekom voel dit vir my so asof daar weer iets tussen ma en pa krap? Jy's verkeerd. Maar net 'n bietjie uit die stad uitkom. En vir maandag is die ouditeure by die slaghuis. En as jou pa weer in 'n bui vir ten minste 2 weke. Maar moet ma nie juist daar wees as die ouditeure daar is nie. Ma doen aan die boeke. Daar's niks met my werk verkeerd nie. My boeke is perfek. Miskien te perfek. Ma? Het ma die boeke gekook? Jy laf, ek sien skelm. Nee. Al die kwitansies is daar. En ek hier. Maar nou begin ek regtig bekommerd raak. Is daar fout met die besigheid? Nee, my kind. Behalwe vir die gebruikelike 1 of 2 karkasse 'n maand wat bederf, is alles verder above board. As ek nou moet raai, dan sou ek sê ma het weer so 'n paar goedjies gaan koop wat pa nie van weet nie. Ek werk met die publiek. Ek kan nie elke dag dieselfde klere aantrek nie. Maar pa sou mos nie omgee as ma vir ma 'n paar uitrustings gekoop het nie. Waarvoor werk 'n mens tog? Ja, seker. Maar toe jou pa hier in die begin van die jaar so rondgerit sit en alleen af kus toe is, toe het ek my vererg en toe het ek met mening inkopies gaan doen. Maar ek is nou stokflip. Ek gaan nou inklim. Ma, hoeveel uitrustings het ma gekoop? Hendrik, onthou tog om daai deur te sluit as jy gaan inklim. Ma, hoeveel? 2. Dosyn. Ek weet nie waar sit sy ore nie, ma. Ag, kinders is maar so, Jolanda. Ek praat van Niels. O. Albert is 'n bietjie soos sy pa. Hy hoor, maar hy luister nie. Maar ek stuur hom winkels toe om melk te koop. En dan kom hy terug met chocolates en 'n brood. Ek vra hom soos enige normale vrou om te kyk of hy 'n goeie tweedehandse skoolgoedwasser kan kry. En wat koop hy? 'n Stel dromme. Nou, dis nie eens meer 'n heel koppie nie. Hy hoor nie. Jolanda, ek het nog hier iewers 'n stel koppies en pierings wat ons in die karavaan gebruik het. Julle kan dit kry. Dis van plastiek en dit breek nie maklik. Dankie, ma. Maar ek moes my tee vanoggend uit Hendrikie se melk drink. En nie sy koffie uit 'n melkbottel. Ek het nog so 'n paar ekstra koffiebekers ook. Daar. Dankie, ma. Dis ook eintlik my skuld. Ek het daai nare gewoonte om breekgoed te breek by my ma geërf. Sy gooi borstuk in 'n Griek op honeymoon. Julle moet probeer om nie so erg aan te gaan nie. Dis nie goed as Hendrikie dit sien nie. Ma's reg. Maar dan moet Niels nie so agterbaks wees nie. Ek het soos 'n voelgevoel toe ek in die hairdressers hoor hoe Spike se vrou vertel van die stel dromme wat Spike by Niels geleen het.
Ou Boet dink nie. Hy weet 'n mens kan niks op hierdie dorp stilhou nie. Ek moet net gaan apteek toe gaan. Ek is nou weer terug, Maggie. Wag maar, ek sal maar vat. As ek so na my ma kyk, dan kan ek sien waar ou Boet se streke vandaan kom. Is sy nie al 'n bietjie oud daarvoor nie? Waarvoor? Nee, toe maar. Ek sê niks. Ek het 'n telefoon vir ouma. Dis oupa Gous. Hy sê ek moet vir ouma roep terwyl hy nog 'n paar slange vang. Wag, ek sal met hom gaan praat. Toe ek 'n kind was, het ons net sulke grootes gemaak van 'n plankie en 'n stukkie tou. Wanneer was ouma 'n kind? Dis net nou gelede gewees het. Rietjie, Neelsie, gaan speel julle buite. Tannie wil 'n bietjie met ouma praat. Hier is ma se tee. Dankie, my kind. Het ma te by die apteek gekry wat ma wou hê? Nee, jy weet tog maar daai apteek storie. Was maar net 'n manier om uit die huis uit te kom weg van die telefoon af. Is ma nie nuuskierig om te hoor wat pa gesê het nie? Ja, natuurlik. Was hy baie kwaad. Nee, hy sê hy's nie kwaad vir ma nie. Ekskuus. Hy het gevra of ma asseblief vanaand so teen skemer sal bel. Hy wil die ma nog so 'n paar weke hier by ons bly. Wat? Ek dink jy sê hy's nie vies nie. Nog 'n paar weke. Wat wil hy nou weer aanjaag? Maar pa wil van die kans gebruik maak om vir ma daai nuwe kombuis in te sit. Maar ek moes lankal op 'n shopping binge gegaan het. Nee ma, die ouditeur het glo voorgestel dat pa vinnig nog uitgawes maak. Maar sal dit julle pas as ek nog 'n rukkie bly? Ag, ma's baie welkom. Op een voorwaarde. Aangesien ma nou 'n splinternuwe kombuis gaan kry, bly asseblief uit myne uit en los hom soos hy is. Maar sy, nou is ek reg vir my eerste golfles. Maar dis nou glo 'n man wat golf speel vir die ontspanning en die oefening. Jy weet net nie hoe ontspanning dit vir my is om Boets Miller se gesig te sien val as ek vir hom my skorkaart wys. Gaan speel jou golf. En wees dankbaar dat jou vrou jou toelaat om jou ding te doen. Nie soos jou arme seun, wat as hy sy bas draai, laat hy hairdressertjie hom op die bank slaap. Laat ek liewer loop voor ek iets sê wat my op die bank laat beland. Wat? Is julle seker julle het nie afgeskryf nie? Die twee toetse is presies dieselfde. Nee ma, ek beloof. En jy Sonja? Nee tannie, niemand van ons glo nie. Ons het baie hardsaam vir daardie toets geleer. Maar nou wil die hoof hê ma of pa moet hom kom sien en Son se ouers ook. Ek kan verstaan hoekom julle verdink word. Die antwoorde is dan almal presies dieselfde. En die hele dorp sien hoe julle twee soos neute aan mekaar klou. Wat verwag julle? Stel tannie voor dat ons ons skuis moet breek net omdat ons dieselfde punte gekry het. Nee, Want in daardie geval dryp ek liewer wiskunde. Ek ook. is julle laf? Sonder wiskunde kan julle nie gaan studeer nie. Los dit by my. Ek sê jou ma bel en as jou pa terugkom van die golf af, sal ek dit met hom bespreek. Ons sal saam na die hoof toe gaan. Dankie tannie. Glo maar ons. Natuurlik. As jy sê jy het nie afgeskryf nie, dan aanvaar ek dit so. Maar jy weet wat jou pa met jou sal aanvang as ons gekke van onsself by die hoof gaan maak. Ma, ek beloof op my ere woord ek het nie afgeskryf nie. Ek sal nou nie so ver gaan nie. Ekskuus? Jammer Wims, ek het so bietjie afgeskryf. 'n Bietjie. Hierdie toetse is presies dieselfde. Hoe kon jy dit doen? Maklik. Of jou neusbloei in die kleedkamer toe is, toe lê jou hele toets oop reg voor my. Ek bedoel, hoe kon jy so iets doen? Ek smoeg daarvoor om wiskunde altyd net nie deur te kom. En jy kry altyd sulke hoë punte. Hoe moet dit my laat voel? En nou staan ek 'n goeie kans dat die hele toets vir my jaarpunt ook gaan aftrek. Dis jammer Wims. Help my. Ja, okay. Ek sal sê ek het afgeskryf. Ekskuus. Net 'n ou wat regtig omgee sal sweets vir sy meisie doen. En net 'n ma wat niks omgee nie sal dit toelaat. Wag nou ma, dis 'n saak Man, Wimpie, shut up. Luister hier, juffroukie. Jy mag hom miskien om jou pinkie kan draai, maar hy bly my kind. En dit wat jy nou probeer doen, laat my naels uitkom. Maar hy's te Wims. Ja, kom. Op jou fiets. En nie met my kar nie. Dis sommer eens van bel jou ma en die hoof. Los dit nou eers ma, asseblief. Skryf net so. Dis 'n ma mens. Partykeer verstaan ek my kinders glad nie.
Ek het daai selfe probleem. Ek meen in enige normale huishouding sal die ketel tog naby die water Is jy kwaad vir ma? Ek weet nie. Ek het nie gebel nie. Dit weet ek, ma. Maar kom seker 'n tyd in enige mens se lewe waar jy moet kies tussen jou ma en jou meisie. Nee, Wimpie, dit hoef jy nooit te doen nie. Die enigste keuse wat jy moet maak is om te kies tussen reg en verkeerd. Dis waar. 'n Mens kan so blind wees as jy emosioneel betrokke is. Dankie, ma. Miskien is jy nog te jonk om te emosioneel betrokke te raak. Kom net eers deur matriek. Ek sal, ma, ek sal. Maar miskien moet ek en Sonja nie so in mekaar se sakke leef nie. Ja. Ek moet meer rondhang saam met Koen. Nee, met jou boeke. Terg net. Ek het ook reg om die ergste uit jou vrou uit te haal. Ja, pa, maar Jolande kan partymal verskriklik streng wees. Ons stel dit so. As julle nie vir mekaar omgegee het, sou julle nie gebodder het om te stry nie. Moet net nie so agterbaks wees nie. Ja, pa, maar Jolande kan nie verstaan dat ek nie altyd in dieselfde goeders as sy belangstel nie. Hoeveel keer moet ek 'n klein Hendrikie nie al saam met haar van winkel na winkel stap sodat sy kan klere aanpas? Dan moet ek elke keer vir haar sê hoe sy lyk. En vir my lyk sy eintlik op haar beste met niks aan nie. Ja, okay. Ek praat eintlik van julle geld wat jy gaan mors het op daai dromme. Ja, pa, maar toe ek daai stel dromme in die pawnshop sien, toe was skorrelgoed was die laaste ding waaraan ek gedink het. Om die waarheid te sê, ek dink nooit aan skorrelgoed was nie. Is dit verkeerd? Ek dink ooit daaraan. Ek ook nie. Ek dink aan geld, karre, video's, visvang. Golf, Butch Miller, lag. Meisies, met of sonder bikinis. Met sulke groot, ronde. Hey! Wat chip jy in as die groot mense gesels? Wat doen jy huiswerk of iets? Ek wil privaat met ou moet gesels. Ja, pa, laitie stop net een ding op die brein. Ja, jy's ook eintlik nog maar een. Waar was ek? Meisies met groot, ronde... Ja. Ek wil ernstig met jou praat. Jy en jou vrou moet hierdie nonsens los. Julle moet die ding uitpraat. Gaan bietjie moeilik wees, pa. Ons praat nie op die oomblik met mekaar nie. Dis juist wat ek bedoel. Julle het 'n uitval gehad en alles is uit verband uitgeruk. Waaroor? Oor 'n skorrelgoedwasser wat ons nie eens het nie. Oor 'n stel dromme wat in Spike se garage staan. Dis stupid en daaroor is ons nou van tafel en bed geskei. Ja, dis alles nonsens. Ek het met jou vrou gesels en ernstig met haar gepraat en sy sê, sorry. Sy wag vir jou by die huis. Glo met 'n tiervel leeutaard aan. Is dit? Toe, loop nou. Daar's genoeg ongelukkigheid in die wêreld. Ek haat dit as julle so ongelukkig is. OK, ouma, dan loop ek maar. Bye. Ons het 'n boodskap vir jou. Sy sê jy sal weet wat dit beteken. Kan nie mooi onthou nie, maar dit is iets soos Foxie Woeps Waps geplaks boerewors en patat. Bye. Ek weet nie wat sy vrou met die oond het. Daar. Dankie, Tannie. Julle moenie op julle klere mors nie, 'n mens kry nie die vlekke uit nie. Gaan Tannie die ketel nou daar insit? Nee, hoekom? Ouma sê sy word vreeslik moeg om so heen en weer tussen die microwave en die sink te stap. Is dit so? Ouma sê die kombuis lê so hinderop. Met die salasie vir die honders hier in die middel. As jy klaar gedrink, gaan speel, ek wil met die kos begin. Nee, as die laaste by die swings is net. Hi ma. Hallo Tannie. Hallo. Dis vir Tannie. Ag, dankie. Ek moet om verskoning vra omdat ek so oneerlik was. Ek het my les geleer. Ja, kom, los dit. Wat het by die skool gebeur? Ek moes die toets weer skryf en die hoof het my gewaarsku en my pa het my gedreig met 'n pak sla. Ek sal nie weer so stupid wees nie. Maar dit was niks in vergelyking met wat Wims gedoen het nie. Ja, toe kom ons vergeet daarvan. Wat het hy gedoen? Hy het my tot my sinne geruk. Maar het my eers vertel dat hy nog lief is vir my. Los dit. Nee, ons het besluit om vanaf eerlik te wees. Toe sê hy wat ek gedoen het was verkeerd. En as ek nie verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie, gaan hy ook iets verkeerd doen sodat ek kan voel hoe dit voel. Ek het eers gedink hy grap net. En toe?
Tannie weer daai mooi jong sangjuffrou wat ons het. Hy staan toe voor die hele klas op en stap na haar toe en sê vir haar: "Juffrou, ek is dol verlief op jou. As ek klaar studeer het, kom ek jou haal. Sal jy vir my wag?" Toe sê sy ja, Wims en knik so vir hom. Skeer jy gek met die onderwyseresse? Tannie, ek het so geskrik, ek is dadelik daar uit na die hoof toe. Maar daai juffrou is 'n groot sport. Ek het dit vooraf met haar gereël. Sy sou my 'n guns doen as ek haar 'n guns doen. En wat is die guns wat jy haar moet doen? Ek gaan haar Saterdag help om 'n gordynreëling in haar woonstel op te sit. In haar slaapkamer. Daarvan weet ek nie. Ek moet dit in my graads toesluit. Die tweeling nie daar naby kom nie. Ook maar goed so, oom. Anders het ons dalk nou net stukkies plank en vellie ingedra. Hey, die tweeling het baie verander nou dat hulle in skool is. Nee, ek weet, oom. Hulle het ook al van 4 skole verander. Wimpie. Gaan sê vir ou Boet sy dromme is hier. Ons het gesien toe dit indra, pa. Wat dink jy, Poeks? Foxie, dis pragtig. Miskien het ek 'n bietjie oorgereageer. Mens moet jou man toelaat om ook 'n bietjie sy ding te doen. Ek gaan dit baie mis. Kan ek dit nie dalk by jou koop nie? Nooit, meneer. Ek gaan nog my eie band begin. Kyk, Poeks, so werk dit. Jou die stokkie so vas. Dit is 'n drumroll. En dit is 'n paradiddle. Ek nog net 'n bietjie oefen. Jy het definitief talent daarvoor. Of hoe, pa? Ja, seker. Kom meneer iets reg kry? Nie veel nie. Dit is nie so maklik wat dit lyk nie. Toe het ek maar vir my 'n boek gekoop. Playing Drums for Beginners. Ek mag my die volgende boek koop. Playing Drums for Professionals. Wys ons bietjie wat oom kan speel. Nee, julle sal lag. Ag, toe ons sal nie. Toe meneer, net so vir oulaas, net so vir oulaas. Okay. Julle maak my nervus as julle so vir my kyk. Okay, ek sal probeer. 1, 2, 3. Sorry, ek doen dit elke keer. Stop die skyp vashou. Wag, ek probeer net. 1, 2, 3. My tromme, al gekoop neer allerhande boeke en goed. Wie gee jou die reg om so te keer te gaan op my Foxie se tromme? Sorry, ek moes gesê ek sal dit koop, dan is dit my dromme. Okay, koop dit. Net cash. Ons vat nie checks nie. 250. Ek het net 200 daarvoor betaal. Foxie, doen besigheid. Ek gaan gou die geld haal, 250. Hy kan miskien drum speel. Maar hy weet net mooi niks van besigheid af nie. Kom, Poeks. Nie hy of sy weet enigiets van diesel engines af nie. Miskien is maar by tannie Betty hulle. Pa gaan my afskil oor my rapport. En ek sal nie toegelaat word om na Maritjie se partytjie toe te gaan nie, en Jaco gaan daar wees. Kom ons dink koeverte en posse terug huis toe. Dan kom dit eers oor 'n paar dae hier. Ja, dan sal dit eers na Maritjie se partytjie aankom, fabulous. Jou brein werk ook maar net van partytjie na partytjie. Miskien moet ons dit nou verbykry. Jy weet as niks fabulous aan 'n bas wat gloei soos 'n vuurvliegies nie. Ag, jy moenie steur aan dinge wat agter jou rug gebeur nie, man. Die enigste ding wat my nou sal red, is as die regering 'n belasting hef op pak sla. Miskien moet ons die verkeerde adres op die koeverte sit. Ja, iets soos posbus 007 Hong Kong. Nee man, Beiroet. Daar sal meer vrede daar wees as in hierdie huis vanaand. Ek tog ek hoor julle. Hallo. Hallo ma. Lekker dag gehad. Ja, maar alle goeie dinge kom tot 'n einde. Het julle toe rapporte vandag gekry? Nee, Is dit nou ja of nee? albei ma. Ja, ons het dit gekry. Maar nee, dis nie hier nie, want dit word gepos. Jy moet oppas, jou neus sal groei soos Pinocchio se. Gis nie. Ja, maar ons het dit, maar kan ek net gou gaan uittrek, dan sal ek dit vir ma kon gee. Ja, ek ook ma. Ek wil net gou gaan en begree. Julle twee is nog nie te groot vir 'n goeie pak sla nie. Kinders van vandag het antwoorde voor jy die vrae het.
Hulle het hierdie keer baie streng gemerk, ma. En ek's baie naby in die klas gemiddeld. Ek is bo die klas gemiddeld, ma. Julle pa gaan stuipe kry. 1% bo die klas gemiddeld. Dis net 'n gelukskoot. En jy mannetjie, daai rooi kringetjie om geskiedenis is glad nie iets om op trots te wees nie. Maar dis nie so erg nie. Bessie Bason het alles gedryf. In die B-klas se gemiddeld het 'n rooi kringetjie om. Ek is nie bekommerd oor Bessie Bason of die ander klas nie. Julle twee kon albei beter gedoen het. Ons sal later hieroor praat as julle pa eers hierna gekyk het. Hallo mense, kyk wie's hier. Hendrik Player. En dit? Ek het die golfstel by die pawnshop gekry vir 'n bargain. Die karretjie en alles $285.99. R286 en jy kan nie eens golf speel nie. Ja, maar dis net oor ek nog nooit die golfstokke kon bekostig het nie. Teen daai pryse is dit so te sê verniet. Wie wat kos 'n nuwe stel soos daai? Meer as 'n TV met 'n remote. Maar jy kan nie eens golf speel nie. Dis net so goed ek gaan koop vir my 'n diepsee duikpak met lugbottels, net omdat dit goedkoop is. Ek het nie geweet jy wil diepsee duik nie. Ek wil nie, pa. Hulle sê Suidwes is die beste plek om vir kreef te duik, maar dan moet jy 'n permit hê. Ja. Laas wat ou Swannie gaan kreef duik in die Kaap het hy amper verdrink. Nee man, dit was by Margate. Ag pa, by Margate is nie kreef, dit was ergens in die Kaap, Stilbaai of Gansbaai, iets baie. Ek praat oor die geld wat jy gemors het op daai golfstokke en julle stry oor waar ou Swannie amper verdrink het. Sandy Boy. Hey, moenie ongeskik wees. Hulle noem dit Kaalbasbaai. Maar ek glo nie die mense sal daar so uithang as daar kreef is nie. Het niemand in hierdie huis meer eers die tyd om na my te luister nie. Hoe nou? Pa, ma wil weet van die stokke. Ek weet. Dis daaroor wat hy van die kreef praat. Ek wou nog altyd golf gespeel het. Op my ouderdom is dit baie gesond. Jy weet die mense kan in die oop lug rondstap en jy ontmoet ander mense, jy gesels besigheid. Hendrik, wat se besigheid praat 'n myner op 'n golfbaan? Dreams and schemes. Ja. Anyway, die pryse is baie beter by die golfkompetisies as by die hengelkompetisies. Hendrik, jy weet nie eens om golf te speel nie, nou praat jy al van kompetisies asseblief. Dis hoekom ek hierdie opvoedkundige video gekoop het. How to play golf by Mike Skutte. En hulle noem dit opvoedkundig. Dis so goed jy vra Jan Spies om jou te leer ballet. Pa, dis nie die bokser Mike Skutte nie, dis 'n ander Mike Skutte, is eintlik Michael Skutte, so klein ouetjie. Gewonder hy kan nie boks nie. En hoeveel het hierdie video gekos? Nie veel nie, ek beskou dit as 'n belegging in my gesondheid. Ooh, jou gesondheid. En die ander goed in hierdie pakkie, is seker ook alles vir jou gesondheid. Ja, maar dis golfklere, jy wil tog nie hê ek moet op die golfbaan soos 'n houbou lyk nie? Met daai klere gaan jy soos 'n Christmas tree lyk. Ek dink is oulik. Niemand het jou gevra nie. Hendrik, is daar vroumense ook by hierdie golfklub? Ek dink nie so nie. Miskien. Natuurlik nie, man. Golf is juist daar vir mans om so ver as wat hulle 'n klein balletjie met 'n stok kan slaan van hulle vrouens af weg te kom. Hoeveel kos hierdie klere? En wanneer gaan jy die tyd kry om golf te speel? Jy het tog seker nie die klere ook by 'n pandjieswinkel gaan koop nie. Kry mense nie koffie nie. Hendrik, jy's selfsugtig. Daar's nie geld vir lakens of gordyne of vir nuwe bande vir my kar nie. Of 'n motorfiets nie. Hey, moenie inchip as jou ma my uittrap nie. Ek het dit gekoop met geld wat ek nie gehad het nie. Het jy dit op skuld gekoop? Nee, dis geld wat ek nie sou gehad het nie en nou het ek dit ook nie meer. Wat? Hy het die perdepool by die werk gewen. En jy sê my nie. Natuurlik nie, anders sou jy nou jou nuwe gordyne en lakens gehad. Ek het dit vanmôre by die werk gewen en toe ry ek net daar by die pawnshop langs om te kyk of hulle nog 'n angle grinder het en toe sien ek die golfstel. And the rest is history. Hoeveel het jy gewen? Net so bietjie oor die R300. Nee. Bietjie oor die R400. Kom Hendrik. R428.56. Nou weet almal dit. Hendrik?
R528. Toe brand dit so, jy moes dit uitgee. Geld is 'n snaakse ding. Dit opskaars in jou sak of dit kry iets om op uitgegee te word. Ek wou nog altyd golf gespeel het. Wanneer gaan jy die tyd kry om golf te speel? Saterdag. Saterdag? Saterdag is die enigste dag wat jy by jou familie kan wees, om saam met hulle iets te doen. Dis familietyd. En nou wil jy gaan staan en golf speel. Beteken jou familie vir jou soveel? Gewonder, jou kinders bring dit huis toe nie. Ja, pa. Mens kan 'n kind tot by die skool lei, maar jy kan hom nie maak dink nie. Hallo julle. Hallo ma. Hallo. How's dit, ma? Waar's Hendrikie? Is iets verkeerd? Nee, ma, hy's by my ma hulle. Julle gaan inkoppies doen. Julle kon hom maar hier ook gelos het. Dit is altyd vir my 'n plesier om na hom te kyk. Ek weet maar's net my ma wou 'n bietjie na hom kyk, dis al. Ek het nie geweet ons het ou Hendrikie al 14 keer hier gelos en nog net 2 keer daar nie. Niels. Dis nie nodig om alles te herhaal wat my ma gesê het nie. Waar's pa? Ek sien nie die bakkie nie. Hy het gaan golf speel. Golf is op die TV, man, waar hulle so baie geld wen. Ek weet man. Van wanneer af speel pa golf? Van vandag af. Ek het natuurlik meer van snoeker. As ek maar 'n balletjie wat jy met 'n stok in die gaatjie moet kry. Maar jy weet nie so ver te loop nie. Ja. En jy kan 'n glasie in die ander hand hou. Ek het al reeds gesê ek is sorry. So weet pa nou om golf te speel. Hy dink so. Het ons gisteraand amper mal gehad met so 'n video oor hoe 'n mens golf speel. Dis net lock grip en smooth backswing en addressing the ball en allerlei sulke twak. Maar as jy my vra, is dit net 'n verskoning om minder tyd by die huis te spandeer. Mans is mos maar so ma. Hulle werk lekker die hele week lank, ontmoet ander mense, gesels met hulle vriende en hulle vrye tyd verdwyn hulle van die huis af weg. Dan die vrou soos 'n pampoen by die huis uit en na die baba kyk. Ek sit nie by die werk en gesels nie. Ek werk. Maar weet ek voel al so vertraag. Alhoewel wat ek teesig kom pad is borrels en doeke. Party dae as ek nie eens meer lus om make-up aan te sit nie, waarvoor die posman. Maar weet hoe lief ek vir make-up was. Partykeer is ek 12 uur in die oggend nog in my gown. Dit voel of die lewe soos 'n vol bus by my verbygaan. Zoom! Dit is tog belangriker dinge in die lewe om te worry oor 'n rash op Hendrikie se boutjies. Ek weet, Jolanda, dis nie maklik vir 'n vrou nie. En mans verstaan dit nie. Hulle dink ons sit by die huis en ons doen niks. Presies. In my tyd het ons darm nog Springbok radio stories gehad. Ek onthou nog eendag, ek was so weggevoer. Ek dink dit was Driekie Beker se verhaal wat elke moederhart sal roer. Die indringer. Ek het ouboet se doek omgeruil en so met die nat doek in my hand het ek die skottelgoed daarmee begin afdroog. Ag, toe maar ek het alles weer oorgewas. Maar man sal dit nooit verstaan nie. En party van hulle sal nie eens probeer verstaan nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Toe sê vir my ma wat jy wil doen. Sê vir haar. Toe. Wat wil jy sê? Ag maar, ek dink dit is belangrik hoeveel tyd jy by jou kind spandeer nie. Is nie die kwantiteit tyd wat tel nie, maar die kwaliteit tyd wat jy by hom spandeer. Rubbish. Sy het weer een van daai tydskrifte vanaand gelees, maar dis ook nie waaroor dit gaan nie. Nee, sedert Cedric van die hairdressers gebel het en haar gevra het om weer daar te kom werk. Dis waaroor dit gaan. Wil jy weer gaan werk? Maar ek word 'n vegetable by die huis. Laasweek was sy nog alright geweest, maar sedert Cedric gesê het, "Darling, I can't cope with all these sperms. Please come back," en sy nou skielik soos 'n vegetable voel. En wie gaan na Hendrikie kyk as jy gaan werk? My ma het gesê sy sal moeg vir die borrels stoor. Sy sal. Maar ek dink nie dis so 'n goeie idee dat jou ma ophou werk sodat jy kan begin nie. En sien maar na 'n maand of 2 wil sy teruggaan, wat dan? Die crashie bo na by die vel vol joentjies wat babas. Sandy Griesel se baby is daar. Sandy Griesel is anders. Sy het nie 'n man nie, sy moet werk. En jou ma gemoeg word vir die nappies. En hoe dink jy voel ek oor nappies? Ek wil ook uitkom en mooi lyk en met ander groot mense gesels. Dis wat dit is. Dis wat dit is, moes 'n unisex hairdresser. En jy mis al daai appies wat vir jou vlei en aanmerk. Sien maar, is oor jaloesie dat hy nie wil hê ek moet weer gaan werk nie. En in elk geval was jy die een wat die meeste aanmerkings gemaak het. En nog 'n ding,
As jy ooit weer gaan werk, dan draai nie weer daai shorts van jou nie. Wag, julle twee, ek is seker af van ons kan hierdie ding uitwerk. Al wat ongelukkig sal maak is ek 'n streepsak aantrek en myself met boeie aan die wasmasjien vasmaak. Wag nou. Hallo, ek dag ek hoor stemme. Jolly, ek gaan vandag laat hare sny by daai ou hairdressers van jou. Maar is so half gevrek daarvan dat jy en jou hotpants nie meer daar is. Is net perms en purple rinse so ver as jy kyk. En natuurlik Cedric en sy hotpants. Sien jy? Wat sien jy is dit met jou? As dit nie so lekker was om jy daar te sit laat daai Engelse girl in jou hare was nie, was ek lankal al weer terug by die barber op die hoek. Wag, ek moet waai. By my kry daai Engelse girlie 38 punte vir figure and form. Baie. Ek gaan miskien terugwerk, oups. Wonderlik, dit sal daai plek weer op Dolly. Baie. Ek is bly dat daar iemand wat dink dit sal wonderlik wees as ek weer gaan werk. Dis wat ek van oups hou. Hy's so reguit. Jy nou weer gaan werk? Wie kyk dan na klein hennemanne? My ma wie crash. O, Ag, oups, ek dink dit is belangrik hoeveel tyd jy met jou kind spandeer nie. Is nie die kwantiteit tyd wat tel nie, maar die kwaliteit tyd wat jy by hom spandeer. Bulltwang. Jy het mos 'n man wat vir jou kan sorg. Jy's gelukkig. Dis alright, hy verdien nou wel nie 'n fortuin nie, maar is genoeg dat jy nie hoef te gaan werk nie. Jy weet nie hoe bevoorreg jy is nie. Kwaliteit tyd se anti-man. Dis wat ek van oups hou. Hy is so reguit. Jy Olive net. Jy gaan nêrens heen voor jou punte nie beter lyk. Hallo pa. Ek weet pa. Ek wil nie maar net dat die fiets nie van al die staan sal roes nie. Jy moet dink ek is stupid. Nee, ek was ook daarom al uit. Hoe het met die golf gegaan, pa? Okay. Hy is leer jy eendag golf speel. Bydien daai video het gisterand in my kop deurmekaar gekrap. Weet ek dink ek moet vir my een van daai gadgets kry wie hierdie bal mee uit die water haal. Hoekom het pa dan balle verloor? So 'n paar, maar dis maar die risiko's van golf. Maar water is soos 'n magneet. Hoeveel balle het pa in die water verloor? O, 2. 2 boksies. 2 boksies. Dis hoeveel? 9 balle in 'n boksie teen R3 te bal. Ja man, ek weet hoeveel dit is. Niemand het gesê golf is goedkoop nie en is ook nie nodig dat jou ma moet weet daarvan. Daar's probleme by ou Boetele. Wat? Sy weer gaan snoeker speel? Nee pa, Jolanda wil weer gaan werk. Nee. Ja, maar ma sê sy sal nie baie gelukkig wees as tannie Griesel na Hendrikie gaan kyk nie. Wat van die Griesel werk in die bottelstoer. Ek sal ook nie daarvan hou dat my klein seun in 'n bottelstoer moet groot word. Nee pa, tannie Griesel sal ophou werk. Ma sê tannie Griesel se huis is nie gebabyproof nie. Hy's ook nie genoeg 'n vacuum nie as jy my kom vra. Waar is jou ma? Op die bank sit 'n kop seer. Dis te verstaan. Ja, en nou Griesel dop op te veel. Pa, kan ek gaan na Koer toe gaan? Ja. Vir wat wil sy nou gaan werk? Thanks. En toe? Wanneer mens jou die dag regtig nodig kry, dan is jy nie hier nie. Ek het by Wimpie gehoor. Maar ons moet pas op dat ons nie die kinders se probleme ons probleme maak nie. Dis inmeng. Sê jy nou ek meng in? Gee jy nie om wat met jou kleinseun gebeur nie? Natuurlik gee ek om. Miskien moet 'n mens inmeng. Daai 2 kinders het nog te veel kind in hulle. Ja, miskien moet 'n mens inmeng al weet jy gaan moeilikheid kry. Dis wat jy kry as kinders kry. Hallo. En toe? Hoe die golf gegaan? Okay. Maar ek het vandag iets geleer. Ja? As een ding wat groot mans beter leer lieg is belasting en dis golf. Hoeveel balle het jy verloor? 2. Hendrik sê vir my. Kan 'n mens verneek met golf? Natuurlik, jy hou dan jou eie skoor.
Dan kan 'n mens verstaan hoekom golf so 'n gewilde sport is. Veral onder mans. Ja. Ek het al gehoor hoe Smitty daar by die werk sê hy verstaan meneer de Souza glad nie. By die werk tel hy dat dit bars daar by die til, maar op die golfbaan kan hy net tot by 6 tel. Daar's baie sulke ouens. Ek het vandag amper my padder en Giel Bason se keel afgedruk toe hy probeer om 'n gek van my te maak. Hoeso? Nee, ek het nie geweet wat is 'n handicap nie. En toe Butch Miller my vra, wat is my handicap? Toe wil Giel hom byna doodlag toe ek sê die enigste handicap waarvan ek weet is die July handicap. Ek sou ook gelag het. Weet oupa wat 'n handicap is? Natuurlik. Dis wanneer 'n mens iets nie het nie, soos 'n afarm of so. Pa, 'n handicap in golf is jou voorgee. Op die oomblik is my handicap golf. Oupa en Jolanda kom weer vandag hiernatoe. Was hy nog steeds gaan werk? Ja, pa. Maar ek neem haar ook nie kwaadlik nie. Ek kan verstaan hoe gefrustreerd sy moet voel om soos 'n gevangene in haar eie huis te wees. Maar ek sluk moeilik daaraan dat Molly Griesel vir klein Hendrikie gaan oppas. Ek sluk dit glad nie. Ek ook nie. Sê nou net hoe Molly begin self weer sluk. Hes, gemaak vir ons koffie, vir my tee. Hierdie kopseer van my gaan 'n migraine word. Gemaak kan Wimpie dit nie partykeer doen nie. Ek sou net by 'n lekker plek in my boek. Roep hom, sê hy moet jou help. Hy is by Koet. Wat? Maar ons is dan gehok, pa. Ek het vergeet. Daai laaitjie lê woorde in 'n mens se mond. Hoekom vra hy my as hy weet hy's gehok? Kom ons stel dit so, hoekom vra hy nie vir Maggie nie? Dis seker Oupa en Jolanda. Hes maak op die deur. Is dit dan nou alweer etenstyd? Ja, dit pa, hoe was die golf? Okay. Hallo pa, ma. Ons kan nie te lank bly nie, ons moet vir Hendrikie gaan oplaai. Gaan julle nie vanaand hier eet nie? Nee, maar ons eet sommer daar by Jollie se ma. O, Moeg vir hierdie menu. Pa. En toe, wat het julle toe besluit? ma, ek gaan weer werk. En wat word dan van Hendrikie? My ma sal na hom kyk. En jy dan niks te sê daaroor nie. Wie dra die broek in jou huis? Ek dink nie is belangrik hoeveel tyd jy by jou kind spandeer nie. Dis nie die kwantiteit tyd wat tel nie, maar die kwaliteit tyd wat jy by hom spandeer. Hy is gebrainwash. Kwaliteit tyd. Dis nou 'n nuwe een. Dis lank Jolanda net nie gaan werk in haar shorts nie. Jolanda, het jou ma nog die geduld om na die baba te kyk? Dit kan baie uitputtend wees. Jy weet, 'n mens moet so 'n klein ding so dop hou. Ja, wat ma, ek het die volste vertroue in my ma. Sy het my grootgemaak en ek het nie sleg daarvan afgekom nie. Ja, wat ma, my ma sal koop. Hoorie, as dit ou Spike is wat weer iets wil leen, dan sê jy vir hom, ek is nie hier nie. Ek is besig om 'n bietjie kwaliteit tyd op die golfbaan deur te bring. Hallo? Molly. Ja, hulle is hier. Wat? Hoe? Molly? Molly, hou op paniek. Ons is nou daar, bly net kalm. Vat 'n doek of 'n waslap, enigiets om my bloed te stop. Ons is nou daar. Bloei my kind. Hy het van die bed afgerol. Draai net my kant, kom. As Molly Griesel daai laat jy iets laat oorkom het. Hulle sal my moet vasbind. Hoe kan jy nog eet? As ek worry dan eet ek, wil jy happie? Nee. Hier's Male. Sst, hy slaap nog. En toe moet jy mense julle smeek om iets te vertel. Nee, die laaitjie is alright. Net so 'n klein snytjie bo kan sy oogbank. Een steek is al. Maar eintlik kan 'n mens dit nie 'n steek noem nie. Dis meer 'n halwe steekie. Sy het jy baie gehuil. Nee, Jollie het die meeste gehuil en ou bo die hardste. Nou mos nie lekker om te kyk as jy jou kind se wond toe werk nie, pa. En wat het Molly toe vir haarself te sê? Nee, sy dink sy gaan maar aanbly by die borrelstoer. Julle is seker al almal dood van die honger. Ek sal nou iets gaan maak. Nee, ek sal daai ouetjie stuur met die geoliede vis laat hy vir ons iets gaan koop. Ek's gehok. Ja. Partykeer vergeet 'n mens. Hier ek sal sorg dat jy van nou af 'n bietjie meer kwaliteit tyd by jou boeke deurbring. Jy ook is. Dis nie die
kwantiteit tyd wat tel nie, maar die kwaliteit. Sommer rubbish, oups. Ek gaan nie weer daai tydskrif koop nie. Mens kan soms so simpel wees. Ja. Nee, Jolanda, dis nie simpel om gefrustreerd en opgesluit te voel nie. Ek onthou ek met my kroos gevoel het. Babas kan jou mal maak. Soos die keer toe ons by die mynbestuurder se huis was. Ja, Wimpie was nog in sy doeke en ons was uitgenooi vir 'n ete by die mynbestuurder. Ek onthou nog, was die eerste keer in 'n lang tyd dat ek 'n bietjie uitgekom het en met groot mense sou praat. En ek het daar gesit reg langs die mynbestuurder en ek het geëet en gepraat dat dit so klap. Ek was uitgehonger vir praat. Dis moeilik om te glo. Ag, en spring Hendrik. In elk geval. Ek praat en ek gesels en ek sien die mynbestuurder kyk my so snaaks aan. Maar ek steur my nie daaraan nie. Ek gesels dat dit klap. En toe besef ek hoekom kyk die mynbestuurder my so snaaks aan. Ek was besig om sy vleis vir hom te sny. Ook maar goed jy dit betyds agtergekom, anders kon hy sy broek vir 'n doek verloor het. 'n Mens moet 'n bietjie uitkom. Hoekom gaan werk jy nie net Saterdagoggende nie? Dis 'n goeie idee, ma. Albert kan na Hendrikie kyk. Ek dink nie is so 'n goeie idee nie, ma. Dan speel ek snoeker. Saterdag is baie moeilik vir my. Maar wil pa nie nou... Nee, moenie vir ons kyk nie. Saterdag is wanneer jou ma 'n bietjie kwaliteit shopping doen en wanneer ek so 'n bietjie kwaliteit tyd op die golfbaan deurbring. Nee, as jy jou vrou moet help, dan moet jy maar jou snoeker los. Die huwelik is gee en neem van al twee kante. Jy moet jou snoekerstok gee en die nappie neem. Niels, wat sê jy? Ja, oké. Maar jy gaan werk net nie weer in jou shorts nie. Boeksie, sal nie, dis net vir jou. Sê dit? Nie voor my male nie. Sê dit? Boeksie se worsie wapsie is feeslik lief vir my. Julle kan by julle eie plek gaan boepsie, wapsie, borsie en alle ander goede. Wimpie, gaan koop vir ons vis en chips vir 7. Ek kan nie van hulle vis nie pak en ek 'n worsie kry. Hulle hoef nie vanaand te bad nie. Ek gaan hulle sommer uittrek en dadelik in die bed sit. Dit voel soos die dae toe Wimpie en Hes nog hulle so poot uitgespeel het by 'n kinderpartytjie. As jy nie 'n paar ekstra lakens môre wil was nie, dan maak ek seker dat hulle nou al 2 draai loop. Ek onthou dit goed toe Wimpie klein was. En ou boet in standaard 5. Sit, ek wil ernstig met jou praat. Jy sit op my stoel. Okay, gaan nie nou daaroor stry nie. Sit nou maar in jou stoel. Daar's 'n voordeurklokkie wat jy kan lyn. Dis loop nie sommer mense se huise nie. Ek het agterin gekom. Ek gaan vir Wimpie kort vat as hy weer die agterdeur oopgelos het. Nee, dit was gesluit. Ek het deur die venster gekom. Jy moet laat ek jou vang dit doen. Sorry, maar dit was net om jou te wys, jou huis is nie so veilig nie. Maar nou bied ek jou die kans om iets daaraan te doen. Kyk net hierna. Wat is dit? Bekamp inbraak. Beskerm u gesin. Kry Pine Spike veiligheidsomheining. Hoe hou jy van die naam? Dis Pine Pinaar en ek, Pine Spike. Is dit daai hak en steekstaal met die wat lyk soos haaitande wat jy bo op jou mure vaskap? Ja, en sommer op die vensterbanke ook. Pine maak dit en ek is die verkoopskalant. Konsultant. In elk geval. 'n Verkoopskonsultant loop nie sommer by mense se huise in. Hulle loop jou liewer met 'n kontrak in. My neef Errol verkoop timeshare en hy was nou al 2 keer verkoopsman van die jaar by sy werk gewees. Hy sê as 'n mens iets wil verkoop, moet jy 'n gimmick hê. Iets wat die koper se aandag sal trek. Maar wat sê gimmick? Hy trek homself as 'n vrou aan. Dit gaan nie in hierdie dorp werk nie. Pine sê ook so en ek weier om my benehare te skeer.
elk geval, toe dink ons hierdie inbreek gimmick uit. Iets wat die koper duidelik sal wys dat hy Pine Spike omheining nodig sal hê. Nou, hoe lank doen jy dit dan? Van vandag af. Jy's ons eerste customer. Geluk. Nee, ek dink jy moet vir jou ander gimmick kry. Jy sal nog so by die verkeerde myner se venster inklim met jou muskietlyfie, dan knoop hy vir jou. Ek weet nie presies wat jy bedoel nie. Hoe lyk dit? Gaan jy koop? Nee. Wat? Man, ek wil nie hê my huis moet soos Jaws lyk nie. Wat gaan ek vir Pine sê? Hy het al 'n hele hoop van daai omheinings gemaak. Ek het hom beloof ek sal iemand kry wat vandag sal koop. Wat van as ek jou net halfprys vra? Wag. Ons het selfs 'n betaal nou ons installeer later skema. Spike, ek is moeg. Ek was die hele dag by 'n kinderpartytjie. Al wat ek wil doen is sit en ontspan. En as jy nou so desperaat is om dit vandag te verkoop, verkoop dit aan jouself. OK. Dan weet ek presies waar ek staan. Vandat Giel Bason se garage afgebrand het met klein Gielie se partytjie, nooi niemand meer my tweeling nie. Anyway, Pine maak daai goed uit die oorskietyster wat hy by die myn vas lê. Dink jy ek is so stupid dat ek daai rubbies aan myself sal verkoop? En vir jou informasie, dis net jy wat my ou muskietlyfie noem, maar die hele myn praat van jou as Dick Hendrik. Dick Hendrik. Iemand moet dit voor my kom sê. Sit alweer kliphard met die TV en gesels. Ek praat met Spike. TV is nie eens aan nie. Spike is nie eens hier nie. En jy wil vir my vertel, jy en Basie Griesel het die hele dag net daar by die swings gestaan en cream soda drink. Ek gaan maak vir jou sterk swart koffie. Wat is dit? Het iemand aangebreek? O, Spike. Gewoon jy Spike op jou brein. Man, kyk net na daai voetspore. Niemand het sulke groot pote nie. Spike het deur die venster geklim en met my in die sitkamer kon gesels. Dan kan jy dit gerus skoonmaak, want Spike is jou vriend. My vriend soek 'n paar vet klappe. How's that? Gebruik niemand nou meer die deur nie. Ons het op pad winkel toe net gou kom inloer. Ja, maar kom loer dan by die deur in. As jy die deuring voor daai venster gesit het, soos ek jou al hoeveel keer gevra het, dan sou my opwasbak nie nou so gelyk het nie. How's it? Ek pa gehoor van 'n ou in Stilfontein wat glo sy vrou aan 'n Arabier verkoop het. Nee, ek ook nie. Ou, waarvan praat jy? Hier's net Spakie sê my, ons moet die koerante fyn dop hou vir so iets, want sy oom Piston van Stilfontein het glo sy vrou vir die laaste keer gewaarsku. Jy moet nie alles glo wat jy by Spakie hoor. Presies. Ek glo nie eens daar's 'n Arabier in Stilfontein nie. Ag nee man, hier kom dan nou niks water uit nie. Dis Spike se skuld. Ek is seker van hy het hierop getrap en iets gebreek. Wag wat ek sien. Lyk my een van die waterpype is toegebuig. Sorry pa, ek moet waai, kan pa nie nou help nie. Ek het vir Jolly gesê ek gaan gou gewinkel toe sê sy okay, maar sy taai my. Ek het jou nie gevra om my te help nie, ek sal dit self doen. Nee, wag, los dit liewerste Hendrik. Ek sal môre die loodgieter bel. Wat, hulle is te duur. Nee, dit maak ek sommer gou reg. Draai jy net vir my die water daar buitekant by die kraan af. Ek gaan net my gereedskap kry. Boetjie, vette boetjie. Onthou maar wat het laas gebeur toe pa self die shower probeer regmaak het. Pa en plumbing is nie pels nie. Ek weet. Okay ma, bye. Bye. Hoe sê jy vir jou man? Hy's nie 'n handyman se dinges nie. Wat sê jy? Hendrik, jy's nie 'n handyman se aard nie. As plumbing dan nou so maklik was, hoekom is daar mense soos gekwalifiseerde loodgieters? Maar as ek net die regte gereedskap gehad het, sou ek dit reg het. Man, los dit. Sal na middernag gaan bad en kom slaap. Anders kom jy nie môreoggend op vir werk nie. Ek sê jou net een ding. Spike sit nie weer sy voete in hierdie huis nie. En as hy weer iets sê oor my gewig, dan belet ek hom sommer die garage op. Hendrik, jy moes in die eerste plek na my geluister het. Ek bel môre 'n loodgieter. Dit sal nou nie meer nodig wees nie. Kyk, ek het nou so 'n klein modifikasietjie hier aan die pype aangebring. Ek het klaar die water daar buite aangedraai en kyk daar. Daar's nie 'n druppel se lek nie. Nou moet ek nog net die krane toets en as dit nie werk nie, is my naam Gwar van Tonder.
Start! Wat? Nou verstaan ek het glad nie. Ek verstaan dit nou glad nie. En sê jy vir Nielsie, ek trek sy oor en sy weer sy papiervliegtuigies die wêreld volgooi. Hendrik, my opwasbak is nou 'n groter gemors as voor jy daaraan gepeter het. En moet asseblief nie op die kinders begin skreeu vir 'n fout wat jy gemaak het nie. Vandat ek daaraan gepeter het, is daar darm nou water. Vroeër was daar niks. Dit verbaas my ook glad nie. Want hierdie kennisgewing van die munisipaliteit sê baie duidelik hulle gaan vandag aan die pype werk. En tussen 7 namiddag en middernag gaan die water afgesny wees. Met ander woorde, ek het nou iets reggemaak wat nooit gebreek was. Jy het iets gebreek wat reg was, kwar van tonner. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy, yeah, wild thing. Wild thing, I think I love you. Ag, Nielsie, kry dit gou asseblief. Dankie man. Wild thing. Hi. Ek maak die kop of stert uit van die wiskunde nie toe, dog ek kom loer maar in, miskien kan jy my help. Ag, natuurlik Sonja, sit so lank. My ma kom nou terug van die winkel af. Sy het net gou vir my gevra om 'n oogie oor die twee te hou en hulle uit die kombuis uithou, want die loodgieter is daar besig. Dit is nie nodig om enigstens jaloers te voel nie. Ons het net gesels. Jy kan nou maar daar sit. Dankie juffrou. My ma het gesê dis alright, ek kan haar kar kry as ons môre moet gaan koor oefen. Sing jy in die koor? Sis jou sussie. Jy kan nou maar weer die water gaan aanskakel. Okay. Wie's dit? Lis Kokemoer, die loodgieter. Maar dis dan 'n meisiekind. Ek weet, ek was net so verbaas toe my ma dit vir my gesê het. Maar sy sê vir my ek moet my aanmerkings vir myself hou totdat ek gesien het hoe daai meisiekind kan werk. Een van my ma se vriendinne het haar aanbeveel. Sy's glo 'n briljante plimmer. Maar ek wil nie die een wees wat vir my pa gaan sê dat 'n meisiekind kom regmaak het waar hy nie kon nie. Hendrik het gesê niks sou gebeur het as sekere mense die papiere uit die posbus uitgehaal het en papierjets daarmee gevou het. Ek doen dit nie meer nie. Ja, toe maar man, vergeet daarvan. Ek gaan net gou die water oopdraai. Hoekom maak jy dit hier op nog voor 'n mens kans kry om die klokkie te lui? Sorry, ek gaan net die water aansit. Die kind is in die kombuis. Waar's jou ma? Sy's winkel. Waar's Ouboet? Maar ek en hy het 'n meningsverskil gehad en hy het agter hom geloop. Maar dis nie dinge wat ek met 'n kind wil bespreek nie. Is dit die koop? Nee. Net vir oom Ouboet, nie vir julle nie. Moet ek dit sê? Wat? Poeksie, orsie, wapsie, is baie lief van jou. Wimpie, kom, trek, gou. Die Betty se bulldog soek al lank hier voor. Check hom. Hy trek sy rug so krom se bal. Lekker. Dis jy? Ek is Lis. Ek ook. Maar Jolanda sê dis die chocolate wat my sulke hoofpyn gee. Ek dink weer dis die diesel by die werk. Lis Kokemoer, aangename kennis. My naam is Dennis, ek speel graag tennis. Noem my Kokemoer, ek dra 'n broekie. Verskoon my en dit? As jy net plekkies so staan en handjies vashou? Net pinkies, Boeksie. Ek ken jou. Gee jou 'n pinkie en jy vat die hele hand en wie weet waar oral daarna. Is dit so, Dennis? Eintlik het ek net gegrap, my naam is Ouboet. O, en is sy ou sis? Verskoon my. Ek is sy vrou. Hy is 'n getroude man. O, geluk Ouboet. Dankie. Hey, wat soek jy in elk geval in my skoonma se kombuis? Ek het die krane kom regmaak. Lis Kokemoer van Unisex Plumbing. Van wanneer af is vrouens plumbers? Wat's fout daarmee? Ek hou daarvan met pype te werk. Ek hou van engines, petrol en diesel. Is dit ek ook en swys. En snoeker, Daats. die grinding van valves, Die uitneem van video's. hot rods. Motorbikes. Ek kry sommer hoendervleis. Ons het soveel in gemeen. Ek ook. Wat nou hier aan gaan laat my hare rys? Het sy van hare gepraat? Julle albei weet net mooi bobberol van hairdressing af. Ekskuus. Ek was eers 'n hairdresser, maar dis boring. Ja, maar ek mag dit nie sê nie. Well! Dit kry van my Argentina.
Argentina wie? Ek wonder self. Verskoon my lus, ek moet gaan vrede maak. My vrou is baie sensitief oor hairdressing. Hierso. Net vir ingeval jy dalk ooit 'n loodgieter nodig kry of dalk lus voel vir 'n koppie koffie en 'n chat. Sal ek maar al wees. Ek is getroud. Natuurlik. Al die beste mans is gewoonlik. Seker. Baie. O, is so cute. Ek blok sommer 'n drein. Mens waardeer water eers die dag as jy die kraan oopdraai en daar kom niks uit nie. Werk alles nou weer soos dit moet. Perfek. En alles is so mooi skoon en mens sou nooit sê iemand het daar gewerk nie. Seker maar omdat dit 'n vrou was. Wat lees jy? Do it yourself plumbing. Ek laat nie weer dat 'n kraan my onderkry. Wat bedoel jy dat dit 'n vrou was? Die loodgieter Florie het haar aanbeveel. Ek sal al daai krane moet gaan check. Hulle sal nie 'n week hou nie. Jy raak nie daaraan nie. Sy het dit pragtig regmaak. En sy het selfs gesê ons kan die check later vir haar gee, want sy wil eers hê ons moet gelukkig wees met haar werk. Nee. Ek sou dit ook kan regmaak as ek net die regte gereedskap gehad het. Ja, Hendrik. Wat lees jy? Dis niks. Dink dun. Verloor vinnig gewig deur positiewe denke. Ja, ek het dit gesien, toe koop ek dit maar. Mens weet nooit, dalk werk dit. Lekker as mense van jou praat as dik Hendrik. Ag, jy steur jou seker nie aan wat Spike gesê het nie. As jy net sal ophou om tussenin te peusel, dan sal jy verloor wat jy moet. Jy is seker reg. Ek meen nie steur aan Spike nie. Ek is in die garage as jy my soek. Jy kan dit maar hou. Nou wat dink jy gaan gebeur as die myn skielik besluit hulle stel 'n vroumens as 'n skofbaas aan? Ek ken nie 'n myner wat sou werk vir 'n skofmissies nie. Ons is amper klaar met die puzzle, Tannie. Dis oulik. Ek wil nou nie stories aandra nie. Maar Wimpie en Sonja is in Wimpie se kamer en ek en Niels het nie eens geraas nie. Toe maak hy die kamer weer toe. Wimpie help vir Sonja met haar wiskunde. O, dan doen hulle seker die somme uit hulle koppe uit. Want hier is al boeke. Sy het dit seker hier vergeet. Tannie sal dit gou vir haar vat. Hallo Tannie. Doe maar eers dat die chocolate klaar. Hier. Ek wou net proe. Dis 'n goeie manier om jou gaste eers 'n kans te gee om die klokkie te lui voor jy die deur oopmaak, hoor. Okay. Waar's die Tannie? Sy het gaan kyk wat Wimpie en Sonja in Wimpie se kamer agter toe deur doen. Jy van sulke goed af. Ekskuus Tannie. Toe maar vergeet dit. Gaan skryf liewerste by die kombuistafel. 'n Mens kan nie op 'n bed skryf. Ja, man. Met daai twee moet 'n mens oë agter in jou kop hê. As ma oomblik het, ek wil graag met ma praat. Privaat. Ek het 'n puzzle om klaar te maak. Wat is dit nou weer? Maak is so depressed ek eet chocolate asof dit sweets is. Dit is. Ag, toe maar, ek is ook lief daarvoor. Maar bietjie ekstra lyf pas, maar ek is nog te jonk om 'n hysterektomie figuur te hê. Jy kon praat of soek jy moeilikheid? Ek dink daar's al klaar moeilikheid. En dis wat my so depres. Dit gaan oor daai vroumies wat maar se sien kom regmaak het. Niels dink die son skyn uit haar gegorrel uit. Maar sy's goed. Sy het Florie se hele huis herbepyp. Sal nooit weer iemand anders gebruik nie. Kyk, wat kry ek in Niels se sak. Dit is haar telefoonnommer. Jolanda, dis haar besigheidskaartjies, het vir my ook een gegee. O. Maar nou moet maar sien hoe soek hy fout met die planning in ons huis. Hy wil nou tot skielik die plumbers laat kom om die levy so 2 duim in die vloer te laat sak, want dis mos nou Kamsdag te hoog. O. Ja, want hy kan sy comics nie oordentlik lees nie, want hy sê as hy so hoog skud, dan skud sy bene te veel. Ou moet maar sy comics op 'n ander plek gaan lees. Presies. Maar hy sal
enigiets om daai vroumens weer te sien. Maar moes sien hoe lekker hulle gechat in ma se kombuis. Ooh, sê sy, ek kry sommer hoendervleis, ons het soveel en gemeen. Flerry! Jolanda, Ouboet is baie lief vir jou. Hy het seker maar met haar gesels omdat sy in dieselfde soort goed belangstel. Ja, hardware. Nou wat moet ek doen? 'n overall aantrek en saam met hom in die garage 'n paar moere gaan strip. Ek gras ek net daaraan dink wat ek aan my naels sal doen. Ag Jolanda, dis nie nodig om so ver te gaan nie. Vra hom uit oor die dinge waarna hy belangstel. Gesels daaroor, dis al. Ek moes al tot vervelings toe luister na stories oor vis en golf. Maar jy sal jou verbaas hoe jou man dit waardeer. Tannie, kan nie help. Wat? Ek jammer, Tannie. Het jy iets gebreek? Nee, Tannie, hy het een van die puzzelstukkies ingesluk. O my aarde, hoe voel jy? Okay, Tannie. O. Gelukkig het hy dit darm eers mooi fyn gekou voor hy dit ingesluk het. Dan sal daar niks gebeur nie, want dit is net karton. Nie soos Niels nie. Hy het 'n week gepaniek daai keer toe hy die wingnut ingesluk het. Hy Tannie het hy siek geword. Nee, maar hy het in die badkamer 14 keer hippie-poera geskree toe hy dit weer kry. Hi folks, ek het 'n bietjie kom handjie bysit. Wat? Waarmee? Met die kar. Ek sê ek weet nie of jy die gereedskap aangee. Ek moet sê, jy lyk nogal oulik in 'n ou rok. Dankie, pa. Dit gooi my heeltemal. Ek verkies jou baie eerder in 'n tiervel leeutaard. Kom nou, Poeks. Sê vir my, wat doen jy nou eintlik met die engine? Hoekom wil jy weet? Ek stel belang. O, ek sit 'n nuwe jet in die carburetor. Dis slim, waar is die carburetor? Daar. Geef my 9 spanner asseblief. Hier, Poeks. Wat's dit? 9 spanners en 'n skerm as een van hulle nie werk nie. Maar vra dat pa die check teken die loodgieters hier om dit te kom haal. Is nogal redelik. Ek bly dink so meneer van Tonner. Hi. Hi. Hi Pinkie. Pinkie! Pinkie! Wie gee jou die reg om my Poeksie Pinkie te noem? En nog al die ander kom in jou leefveld diente. Skoon my. Ek het maar net my geld kom haal. Ek sal pad aerobics toe. Baie dankie, juffrou. Plesier. Bel my net as jy weer 'n loodgieter nodig kry. Bye. Bye. Poeksie, kyk weg! Daai flerry is daarop uit om van my 'n voel te probeer maak. Verbeel jou planners wat aerobics doen. Dan moet die hairdresser seker begin rof stoei. Is daar modder by betrokke? Maar jou probleem is jy lees te veel age-restricted comics. Pas op! Ek het nie eens geweet 'n mens kry comics met 'n ouderdomsbeperking. 2 to 12. Sommige nonsens lê jy vir elke aand vir Wimpie sit en wag. Maar jy weet mos ek kan nie slaap voor ek nie weet of hy veilig by die huis is nie. Ek kan nie slaap as jy nie langs my lê nie. En dan kom eet jy maar. Gewoonlik jy sukkel so om maar te word nie. Presies. Dis Wimpie se laat uitbleiery wat my so dikkerig maak. Hey, Maal hoef regtig nie vir my op te wag nie. Nee, ons het nie. Jou pa was honger en toe kom maak ek vir hom iets om te eet. Die diske was nogal lekker geweest. Hulle moet dit meer keer in die klapsaal reël. Ouboet en Jolly was ook vir so 'n rukkie daar, maar hulle het so aan mekaar geklou, mense dink hulle is pas getroud. En Tannie moes gesien het hoe Jolanda gelyk het. Sy het so alles in een uitrusting aangegaan. Amper soos 'n leeutaard en leggings. Ja, soos 'n baie stywe baby grow. In elk geval, ons net gou kom koffie drink voor ek vir Sonja terug huis toe vat. In my dae het ons by jou ma gaan koffie drink. Liewer nie, my pa's te streng. Maar hy laat jou darm toe om so laat uit te bly. En nie daaroor nie, Tannie, hy's nogal taamlik suinig met ons koffie. Kan ek vir julle gou maak? Nee, ma, ons sal self. Asseblief. Nou ja, ek gaan slaap. Kom jy, Hendrik? Ek wil net gou vir my 'n kaas en hamtoebroodjie maak. En dan kla jy oor die hele dorp vir jou dik Hendrik noem. Dis net 'n gerug.
Waar, dis om Spike. Hallo oom. Naand mense. As jy weer daai gimmick van jou probeer en hier deur die venster klim, dan spoel ek jou in die drein af. Nee, Hendrik man, wil nou nie kwaad word nie. Ek het daai inbreek gimmick heeltemal laat staan. Ek het eintlik jou hulp kom vra. Asseblief Hendrik, kom sluit my hek oop. Ek sukkel al vir 'n halfuur. Is jy getrek? Nee, geknyp. Waar? Ek het daai inbreek gimmick by Giel se ma se huis probeer. Ek het nie geweet daai antie kan so onregverdig wees nie. Ek wou net by haar venster inklim, toe maak sy dit baie hard en vinnig toe. Foei tog, Spike. Hendrik gaan help om sy hek oop te sluit. Ja, oké. Maar sê vir my, noem my nie weer Dik Hendrik nie. OK, ek beloof. Ek het eintlik oordryf omdat ek kwaad was vir jou. Net 1 of 2 ouens by die myn noem jou dit. Maar ek beloof, ek sal die res van hulle vasvat as hulle weer van jou praat as Boepens van Tonder. Wat? Of die ouens by die hengelklap wat jou blaas oppie noem. Of die ouens by die golf wat jou ou tank noem. Nee, of die ouens by die... Shut up, Livingston. Ek knip nou iets anders in daai venster vas. Ek het 'n hele pakkie splitpunts hier iewers gehad. Pa, die Microlite se plan sê agter elke moer moet daar 'n splitpunt kom. Maar kan jy mos net sowel vas swys? Ouboet, swys kan kraak of breek. En met die vibrasie van jou vliegtuig kan die moer loskom. En dan val jou vliegtuig soos 'n baksteen. As hy ooit vlieg. Dink almal in die familie ek is te stupid om iets te kan bou. Nee, as jy nou net by die plan hou, maar nee, jy weet mos van beter. In plaas van aluminium piping, gebruik jy sommer square tubing. Die plan sê 'n ligte engine, maar nee, jy gebruik sommer 'n 1300 reconditioned bakkie engine. Pa, dis net 'n paar modifikasies, dit gaan werk. Want jy bou nie 'n Microlite nie, jy bou 'n macro heavy. Pa sal sien. Hy gaan vlieg. Miskien nie so hoog nie, maar hy gaan vlieg. Yes, ja, hoe lyk dit nou? Hallo Spike, how's it oom? Ek sien nou Spyker van Duyk is daar by die werk besig om vir jou 'n smart Naughty Pine propeller te draai. 'n Paar modifikasies. Al wat sal vlieg is as jy van hierdie plan 'n paperjet maak. Of 'n waterbom. Of 'n waterbom. Ek het altyd waterbomme gemaak. Ek probeer maar net iets bou en nou opset ek almal. Ek's alright. Man, bou as jy voel jy moet. Solank jy net nie so 'n Giel Basson maak toe hy daai keer eienaar bouenaar probeer speel het nie. Toe hy klaar aangebou het sy eie hande werk om so opset, hy het skoon ophou drink. Ou Giel opgehou drink? Ja. Hy sê mense kla so oor die gevare van drink en bestuur. Hulle moet by sy huis gaan kyk hoe gevaarlik is drink en bou. Spike, het jy iets kom leen want ek sien jy het nog nie my grinder teruggebring. Nee, ek bring hom môre vir jou. Nee, ek het niks kom leen nie. Ek het net so 'n bietjie kom brag. Waaroor? Van maandag af is ek supervisor in die fitting shop. Geluk oom. Dankie. Ja, geluk. Dankie. Almal het eintlik verwag dat ou Boela Botha die nuwe opsiener sou wees. Nee, daai ou van personeel sê ek het beter leiereienskappe. Ou Boela is te bakleierig man. Wat sê Boela van die aanstelling? Nee, hy sê solank hy my net nie iewers alleen vang nie. Suurdrywing. Ja, suur gesig en suur gat ook is hy my. Boela's kom in man. Maar hy sal my nie vang nie. My nuwe Capri Piranha is nou so warm gemaak. As ek die choke trek, dan spin die spaarwiel. Maar die nuwe aanstelling is daar seker 'n stywe verhoging op beker. Nie net 'n stywe verhoging nie. Sommer 'n stywe pay increase ook. Ek is al so siek vir die myn. Weet maar wanneer laas het ek 'n increase gehad? Ek het hierdie jaar nie eens 'n Meriete bonus gekry nie. Dis oor jou aandag nie by jou werkers nie. Te veel ander skems. Hier is jou splitpunt. Man, as jy nou iewers in die lewe wil kom, dan moet jy maak soos ek. Niemand stel belang hoe vinnig of hoe goed jy werk nie. Ding is, jy moet net die hele tyd besig wees. En as die job klaar is? As jy laaf, 'n job is nooit klaar nie. 'n Goeie motormek het altyd 'n spanner in die hand, het altyd 'n frons op die voorkop en hy's die hele tyd gehassel oor die spares wat nie gekom het nie. Met ander woorde, jy sê as daar nie werk is nie, dan moet jy mak of jy werk. Sure. As mens iewers in die lewe wil kom man, moet jy kan toneel speel. Ag, ek het nie talent daarvoor nie.
Maar ek kan sing. Maar as ek dit by werk genoeg almal dink ek is happy met my pay. Dit is die grootste bullshit wat ek nog gehoor. Sukses het niks uit te waai met werk of toneelspel of talent of enigiets van daai goed nie, dis net luck. Dis wat hulle sê, ja, sukses is net luck. Vra maar vir enige failure. Nou, Jolly laat my ook nooit meer toe om iewers heen te gaan nie. Weet pa wanneer laas ek by Sun City gewees? Met jou luck is dit dalk maar goed so. Moet ek my image ook maar verander. Hoe nou? As jy so na my kyk, soos wat lyk ek? Rambo. Dankie man. Nee, ek bedoel, lyk ek soos 'n supervisor? Nee. Miskien maar vir my van daai langmou check hempies kry. En van daai ties wat so aanklip. En so 'n paar penne daar in jou hempsak. Cedrickie hairdresser is ook 'n supervisor en hy dra 'n toupee. Daar's dan 'n groot verskil tussen 'n opsiener by 'n fitting shop en een wat in 'n unisex hairdresser werk. As hulle wil hê ek moet 'n toupee dra, kan hulle maar hulle job druk. Aanlegtoetse. Ja, maar al die standaard 9's en 10's moet dit doen. Ek het nie die aanleg vir enige soort toetse nie. Skil. Miskien is dit 'n goeie ding. Dan sal jy my minder pla met ma, wat kan ek word? Ek gee nie om wat ek word nie, solank ek net ryk word. En afhangende of jy gevang word of nie, is jy of skatryk of jy's in 'n tronk. Ek dink 'n ligwaarden is nogal 'n aantreklike beroep. Ja, maar dan moet jy aantreklik wees. Maar sê vir shut up. Shut up. My aanlegtoetse gaan sê ek moet 'n liggaamlike opvoedingsonderwyser word by 'n meisieskool. Is jou huiswerk klaar? Nee, maar ek het nog baie wiskunde om te doen. Maar vir wat staan jy rond gaan doen jou huiswerk? Okay. Het hy nie vir jou ook so 'n bietjie te vinnig ingestem nie? Maak kan ook maar partykeer toe wees. Hy sal enigiets doen om nie in die kombuis te help nie. Jy sê nie vir jou ma sy's toe nie. Maar ek het dit nie ernstig bedoel nie. Nee, ek weet. Maar as ek baie keer so toe. Nee, ma's mos nie stupid nie. Sê jy my of vra jy my? Ag, ma. Is net in plaas van ma's mos nie stupid nie, kon jy gesê het maar slim. Maar jy het nie. Ma, we maak nou van niks iets maak of wat? Nee, dis net Betty het my vandag gesê. Rusty het vir Florie gesê Hendrik se vrou is glad nie so braai nie. Ek weet ek moet my nie steur aan Betty se geskinnery nie. Maak jy mos al vir tannie Betty. Haar kinderbulletins het 'n groter luistertal as Radio 5. Ja, maar dis nog steeds nie lekker om te hoor jy's glad nie so braai nie. Maggie, hierdie is heeltemal die verkeerde lemmetjies wat jy vir my gekry het. Jy weet mos dit pas nie op my skeermes nie. Jy kan partykeer ook maar lekker in 'n dwaal wees. Ekskuus pa? Ek gebruik die met die dubbel lemmetjies vir 'n smooth finish. Wat bedoel pa met in 'n dwaal? Nie teenwoordig nie. Unconscious. Ek bedoel dit daarom nou net as 'n grappie. Many a true jest has often been spoken in a word. Nee, ma. Many a true word has often been spoken in a jest. Man, as julle my nie in die kombuis wil help nie, verdwyn. Alraai, okay. Nee, ek bedoel nou nie pa nie. Hes. Hes, verdwyn. Pa kan myself pa sy eie lemmetjies gaan koop as ek dan te onnoosel is om iets in hierdie huis reg te doen. Ek hoor by wie ou moet sy breins geërf. Definitief nie by my nie. Hoe nou? Nou wie aard hy? Hy kan partykeer so toe wees as 'n kleios, se oor. Ja, jy ook. Behalwe ek sou net nie sê oor. As julle vanaand wil eet, moet julle my los dat ek kan kook. Ek kan nie kook voor gehoor nie. In ieder geval nie as hulle staan en aanmerkings maak nie. Nou weet jou nou weer so ontstel. Jy vra nog. Maggie, moenie laat hulle jou ontstel nie. Ek wil jou al lankal sê, daar's niks verkeerd met die manier waarop jy die vleis gaar maak nie. Maar is ook niks verkeerd met die manier hoe jy die groente gaar maak, veral pampoen. Ja, dis sy tandjies wat so maak. Smeer van daai safies aan sy tandvleisies. Ek glo nie hy sal jou naal breek nie. Sny dit net korter. Ek is seker ou boet gee nie om nie. Man, wat is vir hom die belangrikste? Dat jy goed na julle baba kan omsien of dat lang naels lekker rug krap? Nou goed. Goodbye. Dis nou wat gebeur as jy eintlik in die disco moes wees en jy sit by die huis met 'n baba. As hulle maar disco toe gegaan het, maar nee, toe moes hulle juist drive-in toe. Ja.
Los dit nou maar, pa. Gelukkig kan Maggie raad gee. As daar nou iets is wat my vrou van weet, dan is dit babas. Is dit nou jou manier om van my te sê, al wat ek goed kan doen is om kinders groot te maak? Dankie. Jy het maar die aanleg om die verkeerde ding op die verkeerde tyd te sê. Ek wil nou nie my neus in julle sake steek nie, Hendrik. As julle wil stry, stry. Maar moet net nie laat ek elke keer suffer nie. Pa maak of jy altyd moeilikheid is. En wat bedoel pa met pa suffer? Soeibrand. As julle stry kry, wat kry ek? Takeaways. Nee. Ek wonder wat vanaand op TV. Waar is my remote? Ek roep hom. Lampie! Ja, pa. Hey, het jy nie nou al genoeg klappe gekry oor jou gespringer op die meubels nie? Sorry, pa. Ek doen dit sonder om te dink. Hoe kan jy dink as jy elke keer op jou breins land? Waar is my remote? Op die TV. Wat soek hy op die TV? Dis jy's waarvoor mense remote het, so jy daar op jou stoel kan sit en die TV kan aanskakel. Nou moet ek elke keer na die TV toe loop om die remote te kry, sodat ek hom daar van die stoel af kan aanskakel. Dis belaglik. Ek kon net sowel R100 minder spandeer het vir 'n TV sonder 'n remote. Dis soos 'n Smitty met sy nuwe horlosie. Ek gee jou alles van laptimes tot videogames, maar is 'n pes om uit te vind hoe laat dit is. Wat het dit nou met die remote te doen? Niks. Maggie is vies vir jou en nou haal jy dit op my, die kinders, die remote en my vriende se horlosies uit. Maar ek is vir niemand kwaad nie. O. Maar ek voel so aan my bas, daar's tension in hierdie huis. So asof iets op die punt is om te breek. My ma het altyd gesê ek is met die helm gebore. As die grieseltjies hier agterpak het hulle gesien sokker speel in die jaar. Daai basie Grieskop Griesel soek my al lankal. Ek hoop jy gaan daai patiemerke van die ruit afvee as jy klaar is. Hendrik, ons het genoeg moeilikheid soos dit is. Wees bly dat Basie vir jou 'n nuwe venster insit. Dit het nogal oortuiging gekos. Skaam my ooit my kop uit. Hy het eers aan my begin staan. Ja, maar jy wou dan die bal deur sy ruit gooi. So, 'n ruit vir 'n ruit en 'n bal vir 'n bal. Jy kan partykeer so hardkoppig wees. Ek kan partykeer so hardkoppig. Maar moenie my woorde verdraai nie. Nee. Ja, nee. Ek is moeg vir almal in hierdie familie wat my gedurig afkrak en maak of ek onnoosel is. Wat? Wimpie dink hy draai my 'n rad voor die oë. Hy sê ek is toe. Rusty vertel vir almal ek is glad nie so bright nie. Jou pa sê ek is unconscious en in 'n dwaal. En jy skimp dat ou boet sy verstand van my gekry het. Hoe dink jy moet ek voel? Stupid. Jy dink is snaaks, nee. Nogal. Dankie. Is dit die ondersteuning wat ek van my man kry? Miskien is jy reg. Ek is toe en onnosel en unconscious. Kyk met wie ek getrou. Miskien moes ek destyds vir ou Giepie Steyn ja gesê het. Giepie Steyn. Giepie Steyn. Jy het my nooit gesê hy het jou gevra om te trou nie. Jy het my nooit gevra nie. Maar ek sal hom mos dubbel gevou het. Hendrik, kyk hoe lyk jy. En nog steeds dink jy kan alles wat verkeerd is regslaan. Ja, partykeer slaan dit ongelukkig terug. Haai, ons is terug. Voel pa se shiner. Man, jy het nie huiswerk nie. Ons het nou net by die huis gekom. Hy het wragtig nie daai damn patty van die ruit afgevee nie. As 'n mens hierdie huis iets gedoen wil hê, dan moet jy dit self doen. Maar sy pa voel miskien so 'n bietjie hongerig. Dankie. Ek sien hom Spike het hier voorgestop. Hy wil seker weer iets kom leen. Nee, ek glo nie, pa. Ek sien hy stap so half neus in die lug. As hy iets wil kom leen, loop hy altyd kop onderste bo en smile vir almal. Man, wat weet jy? Sê vir jou maak sê dankie vir die hotdog. Hallo, oom. Hallo, Wimpie. How's it, Hendrik? Ja, ek hoor jy nou Basie Griesel het so 'n bietjie gehaas jou mother. Waar hoor jy dit? Ja, dit lê die hele myn vol. Lekker mampara op jou oog, hè? Maar vir wat lyk jy so smart as jy in die hof? Nee man, dis my nuwe image. Lyk ek. Anders, my laaitie sê ook so. My vrou sê sy het skoon vergeet hoe handsome ek vir haar is. nee. Sy
Jy sê ek lyk soos 'n middle-aged James Dean. Nooit. Sy moet nie nou met sulke stories begin nie, man. Jy weet die baby is skaars uit sy doeke uit. Wat sê die ouens by die werk vir jou? Meneer? Meneer, Boela ook. Ja, hy het in die begin my eers 'n paar ander goed genoem, maar na my demonstrasie het hy ook besluit om vir my te sê meneer. Wat 'n demonstrasie? My nuwe bestuurstyl. Ek het Boela se merit rating vorm gevat en 'n waterbom gemaak. Maar dit is nie. Dis nie bestuurstyl nie. Dis moetswillig. Man, daai ou van personeel sê ek met my eie bestuurstyl nuwe idees op die werksituasie toepas. En vir my het waterbomme nog altyd gewerk. Ja, oké. Sê vir my, Spike, onthou jy nog vir Giepie Steyn? Nee, Giepie Steyn. Ja, man, so skralerige ouetjie, hy het hier bo in die bank gewerk, man. Sulke dik brille soos koeldrink bottelbodem. Skuld hy jou geld? Nee, ek wil maar net weet wat van hom geword het. How's dit, pa? Hallo meneer. Hoe pas ook al beter? Beter is wat dit lyk. Hoe gaan dit met daai 747 GT wat jy bou? Wag nog vir spares. Nou onthou ek vir Giepie Steyn. Wat? Die ou wat jou geld skuld. Ja, maar wat jy nou aan hom herinner? Hoekom dink jy nou aan Giepie? Giepie wie? Steyn. Steyn. Ja, dis 'n vlek in Engels. So ek kan sê the tears stained her cheeks. Ja. For several weeks. Nee. Hoekom nie? Man, maak soos jy lus skryf. Wie moet die einde van die jaar matriek deurkom, ek of jy? Ja, mamma kan my bietjie met huiswerk help. Ma's beter met opstel as ek. Gister was ek toe, ek daarom nou weer oop. Ma, as mense aanhou dink, almal dink mense stupid, sal almal dink mense stupid en mense ook. Ja, mense kan heeltemal deur mekaar raak. Ma weet wat ek bedoel. Hierdie boekhou kan mens mal maak. Ag ma, kom maar nie bietjie help nie. Maak jy mos van boekhou. Nou ken ek van boekhou. 'n Ma moet saam met elke kind elke standaard deurgaan. Ek is al 4 keer deur die skool. Ja, maar met Oudboet het maar net tot standaard 8 gekom. En is standaard 7 eers die tweede keer deur. Ja, maar toe was julle 2 babas. 'n Mens kan nie op jou kinders se huiswerk konsentreer as jy babas in die huis sit nie. Ag help my nou ma. Oupa sê ma's net so goed met boeke kook as kos kook. Ek weet nou nie juis of dit 'n kompliment is nie. En die aanleg toets moet ek ook boekhou doen, ek haat dit. Wanneer kry julle die uitslag van daai toetse? Seker môre. Koert het al die vrae as prins verkeerd geantwoord, sommer met allerlei stupid liegstories. Magdalena. As Maggie Magdalena word, dan is dit een van daai tye wat julle moet verdwyn. Toe. Dis nou 'n ding wat krap aan my. 'n Ding waaroor 'n man nou eintlik nooit seker kan wees. Waarvan praat jy, Hendrik? Daai simpel Giepie Steyn wat aangelê het by jou. My hemel, Hendrik, dis 5, 6, 28 jaar gelede, nog voor ons getroud is. Het jy van hom gehou? Dis my besigheid. Ek het met hom uitgegaan. Natuurlik het ek van hom gehou, maar dit was voor jou tyd. Hoe lank? Presies. Hendrik, wat van daai bottelblond waarmee jy uitgegaan het? Daai mevrou Ilfees 1954. Fiona. Ja, Fiona, Flerry, regte goedkoop gemors. Maar ons praat eintlik nou oor Giepie. Vergeet van Giepie, ek het met jou getrou. Waarom weet ek nie altyd mooi nie, maar ek het. Man, dis net ek sommer lus en klap op Spike. Wat pla jou, Hendrik? As ek jou sê dan klap jy my dalk. Weet ek al ooit? Toe, uit daarmee. Ek voel nou half stupid. Ag man, wat is dit? Spike sê ou moet trek na Giepie. Want jy skil hom stupid. Jy sien? Ek het jou gesê jy gaan jou vererg. Wat dink jy van my, hè? Wat dink jy van my? Dis net ek kan dit nie vat dat 'n ander ou vir my vrou gevra het om met hom te trou. My magtig Hendrik, dis jare gelede. Ja, dis jaloesie. Mens dink met die jare raak dit minder, maar dit raak meer. Hendrik is kinderagtig en onnoosel om te wil argumenteer oor dinge wat jy dink 28 jaar gelede gebeur het. Met ander woorde, jy dink ek is dom. Nee, maar jy verbeel jou dinge nes oud. Met ander woorde, jy dink Ouboet is dom. Nee. Maar as jaloesie by die voordeur instap, stap Hendrik, Ouboet en common sense saam by die agterdeur uit. Met ander woorde, jy dink ek en Ouboet is albei ewe dom. Nee, Hendrik, ek het nie gesê dat een van julle 2 dom is nie. Maar jy het ook nie gesê ons is slim nie. Hendrik, dit gaan nie hier oor dom of slim nie. Dit gaan hier oor wat jy van my dink. Nee, ek dink jy is so dom gewees het om te doen wat ek
my verbeel het. Met ander woorde, jy dink nie ek is dom nie. Nee, ek dink jy slim. Tussen my en Giepie het jy my gekies. Ag, sorry dol. Ek was net bang om te dink dat ek jou dalk kon verloor het. Ag, is my fout ook. Ek het jou die laaste tyd baie verwaarloos. Miskien moet ek en jy 'n bietjie vir 'n naweek alleen weggaan. Pofader toe. Pofader, jy moet daar niks om te doen nie. Nou presies. Op Pofader moet jy net heeltyd in die hotelkamer bly. Hendrik. Hoekom dink jy dat ek jou met ons witbrood na Betulie toe gevat? Uitgeslaap, nee. Nee, ek kan ook maar dig wees. Ouboet en Giepie het niks in gemeen nie. Sorry, dol. It's all right. Kan mekaar ook maar nie uitlos nie, né? Ou Smitty sê my vandag, daai Giepiestuin wat destyds hierbo in die bank gewerk het. Hy's deesdae glo 'n aeroplane pilot. Hallo pa. Hallo dol. Ek's terug. Het jou oog jou by die werk gepla? Nee, net die aanmerkings. Die ouens is op niks gewoond. Wel, as 'n mens jy wil uitgee as 'n toffie, moet jy bereid wees om gekou te word. Wat het dit nou met my oog te doen? Niks. Ek het net eendag iemand dit hoor sê en toe dit my aan jou laat dink. Hier's Wimpie. Julle pa's hier. Kom wys vir hom die uitslae van daai toets. Die skool het hulle moes laat toets. Hallo pa. Hallo pa. Hallo Wes. Is dit die uitslag? Ja pa. Kyk waarvoor is jou kinders aangelê, Hendrik. Tegniese rigting. Elektronika, beroepe soos elektriesien, passer en draaier, swyser. Was nie sleg nie, Wimpie? Dis hierdie uitslag. Stupid toetse. Wat weet hulle? Ja, Koert het al daai rubbish gepraat en sy uitslag het gesê hy is aangelê vir 'n prokureur of die politiek. Ek het self so 'n aantreklikheid vir die reg. Ek het al meer as 70 parking tickets gekry. Die kunsrigtings. Kuns, musiek, ballet, agnesisme. O, dis seker ou. Hulle kom ons vanaand hier eet. Elke aand. Hallo. Goeienaand. Skree hom wakker. Hallo mense. How's it? O, ou mosse ou Hendrik, wat hom nou my kamer. Boef. Jy so uitgevat is? Ek dacht dat julle kom hier eet vanaand. Ja, dis net Jolly sê ek moet bietjie smarter begin aantrek. Sy sê ek lyk al ewig soos 'n diesel mechanic. Jy is 'n diesel mechanic. 'n Mens moet streef na iets beters. Ja, dis juist waaroor ons met Paul wou kom praat het. Waaroor? Toekomsplanne. Sy beroep. Ek sê dis 'n doodloopstraat. Eers petrol, nou diesel, wat dan? Parafin. Maar eintlik is ek gelukkig met wat ek doen. Ek hou van engines. Ek wil nie soos 'n Spike supervisor word en heeldag in 'n kantoor sit en waterbomme maak nie. Nee, jy wil jou hande in die olie kry, dan kom vat jy aan my. Pa weet, al my rokke het omtrent oliekolle hier rond. Ou, moet ook gaan jy nie vir 'n aanleg toets nie. Dis 'n idee. Miskien kan jy 'n sakeman word. Of selfs 'n filmster word. Ag nee. Maar wat sien hoe oulik kan hy wees? Maak hulle so 'n aapie toepoek? Ag nee. Apoeksie toe. Bochum. Ja, hy het beslis talent om 'n bobbejaan te word. Ag, sis oups, ek dink hy's cute. So wanneer vlieg ons Adoons? Watch it. Bak besluit om nie meer die microlight te bou nie. Ek is bly om dit te hoor. Vir 'n getroude man met 'n vrou en kind is dit veels te gevaarlik. Maar die body is klaar, so gaan nou maar omskep in 'n haatraad. Kan ook die bank kry om my te sponsor. Ek sien saam ou, ek dink jy's beter aangelê vir villas vlerke.
Kry die myn om jou te sponsor. Jolanda, wie daai 2 haartjies met 'n pen op Hendrikie se armpies geteken? Ek het dit nie afgewas nie, maar die stupid het dit gedoen. Maak my het gespeel. Ek wou maar net sien hoe lyk 'n baby met 'n tattoo op. Julle twee is bekommerd oor julle toekoms. Daai laat het nie 'n kat se kans nie. Met 'n aapie vir 'n pa, 'n oom wat ballet en 'n antie wat swys, sal hy nie sy ader van sy vader en sy ma. Mariachi!